Welkom weer hier by ons oordeenkingtyd saam. Ons is bly jy is hier so vandag en ons behandel weer die boek van Johannes al die laaste paar weke, so paar dae net voor Kersfees kan mens dit oor vertel. Maar hierso is ons en ons kyk na die boek van Johannes. Waar ons kyk na Jesus, wie hy is, wat hy kom doen het vir my en jou en daarom kan ons voor Kersfees vier. Nou ons behandel al hoofstuk 20 vandag en op jou eie tyd asseblief gaan lees dit. Dink jy soveel krag weer eens in hierdie gedeelte. Maar ons sien in hoofstuk 20 en 21 4 verskynsels van Jesus na hy die dood uit opgestaan het. Die heel eerste keer verskyn hy aan Maria Magdalena. Na dit het hy verskyn aan sy disippels en die derde keer aan Thomas wat nie by Jesus was met Jesus se tweede verskyning nie en dan laastens aan die disippels by die meer waar Jesus spesifiek vir Petrus intrek en heranstel as sy rol as 'n herderleier. Nou hierso sien ons die verskillende plekke waar Jesus opgestaan het uit die dood uit en verskyn het aan die disippels. Nou hierdie is belangrik vir my en jou, want ek dink daar's twee dele in deel van hiervan. Heel eerstens sien ons Jesus het opgestaan uit die dood uit en hy verskyn aan die mense. Die groot ding wat ons daaruit te leer en sien is dat Jesus sal altyd die beloftes wat hy maak volbring. Hy sal altyd deurvolg met 'n belofte. En ons sien hierdie, as ons 'n belofte lees van die skrif, as ons 'n belofte sien van God, hoor of lees of in die kerk hoor, weet ons en kan ons verseker weet dat God gaan dit volbring. God is een wat altyd sy beloftes nakom. En hierso het Jesus gesê, hy gaan uit die dood uit opstaan. En hier sien ons, lees ons in Johannes 20, hoe hy en sy disippels verskyn as 'n bewyse om te sê, ek het my belofte volbring. En hierdie gee vir my en jou moed om te weet dat hierdie God wat ek en jy dien, is 'n God wat beloftes nakom. En nie net kom hy beloftes na nie, ons sien hierso die krag weer eens van God. Dat God sterk genoeg was, dat hy selfs Jesus sterk genoeg was, dat hy selfs die dood kon oorwin het. En hy het uit die dood uit opgestaan en hy het die dood oorwin, wat beteken hy die dood se krag en die dood se angel weggevat en wat vir my en jou vandag vrede bring en hoop bring om te weet dat selfs die ergste ding wat met my en jou kan gebeur hier op aarde, die dood, is nie sterk genoeg om ons ooit te kan skei van God se liefde vir my en jou nie. Hy het die dood oorwin, wat beteken as ons 'n verhouding het met Jesus Christus, is die dood net 'n deurgangsfase waardeur ons gaan. En dit gee ons hoop vandag, dit gee ons moed vandag om te weet dat dit is die God wat ek en jy dien. En hierso sien ons, hy verskyn aan sy disippels en hy bring vir hulle troos in hierdie moeilike tyd. In Johannes 20 vanaf vers 19 lees ons hierdie, hy sê, daardie sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Hier sien ons 'n baie interessante geval, waar Jesus weer eens hierdie belofte nakom, hy verskyn aan hulle. En ons kan dink ook, die disippels was baie bang en angstig. Hier het hulle nou net hulle rabbi, hulle leier verloor aan die dood, maar Jesus verskyn aan hulle. En dit wys mens net weer eens daai deernis wat Jesus het vir 'n mens, dat hy gaan opdaag in ons tye van angs en nood. En weer eens in en deur dit sien ons, die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit en oorwin het, sien ons ook die liefde van God wat weer eens triomfeer, wat wen, wat sterker is. En hierso kom God en hy sê vir ons, weet julle, ek hou beloftes, ek is sterker as die dood, en nou gee hy opdrag vir my en jou om te sê, ek het hierdie aan julle gedoen, ek het hierdie vir julle bewys, maar nou stuur ek julle ook om hierdie hoop en hierdie liefde wat ek aan julle bewys het uit te vat na die wêreld ook. Hy stuur dit en hy sê, ek ontvang die Gees, dieselfde Gees wat my die dood uit opgewek het, dieselfde Gees van God stuur ek nou met julle, saam julle, om uit te gaan en ook 'n getuienis te wees. En hierdie moet vir my en jou vandag ook dan die motivering wees om te sê, ons het die Gees van God ontvang. Ons het 'n verantwoordelikheid om met 'n verkondiging te gaan leef. En ek dink so veral 2 dae voor Kersfees is hierdie so belangrik. Want as ons Kersfees vier, herdenk ons Christus, hierdie Christus, die Christus wat af aarde toe gekom het uit 'n plek van liefde uit, gesterf het uit 'n plek van liefde uit. En hy stuur ons ook uit 'n plek van liefde uit om sy liefde te vat vir die hele wêreld ook. Mag ons dit vandag ook saam bid en mag jy dit ook gaan leef vandag. Kom ons bid dit saam. Here, dankie vir u goedheid en u guns. Here, dankie vir hierdie belofte wat ons sien, Here, dat u beloftes nakom, dat u sterk genoeg was om die dood te oorwin, en Here, dat u opgestaan het en dat u leef, Here. En ons jubel en juig daaroor, Here, want u is 'n God soos geen ander gode nie. U is die enigste Here, en ons loof en prys u daarvoor. Here, dankie vir u liefde, u onbeskryflike groot liefde,
wat ons uit die dood uit kom red het, Here, en dat die dood nou sy angel verloor het deur dit. En ek bid, Here, mag U liefde ons elkeen vandag net weer eens omvou. Maak bid dat hierdie liefde wat U gedoen het en hierdie bewyse dat U sterker is as die dood, ons sal motiveer om ook te gaan en die boodskap van liefde uit te gaan vat na die wêreld toe. Here, so 2 dae voor Kersfees, Here, mag ons veral dit doen, want ek dink in hierdie tyd is daar baie mense wat hopeloos is, wat voel hulle beteken niks nie, maar ek bid, Here, by 'n familiekuier, by 'n braai, by 'n winkel, waar ook al ons gaan vandag, mag ons U liefde uitvat, en mag ons met dieselfde gees wat U uit die dood uit opgewek het, binne ons leef, mag ons met daai gees gaan, en oortuiging en liefde gaan versprei. Ons loof en ons prys en ons dankie, en ons bid dit vandag in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy hier was vandag, mag jy 'n geseënde dag verder hê, geniet die vakansie waar ook al jy is, tot ons jou weer môre sien, mooi bly.